Liewe vriende, die tema wipplankry op die lewenspad. Psalm 27 vers 14. Vertrou op die Here, wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. 'n Mens se gemoedstoestand kan vinnig verander. Een oomblik staan jy op die bergspits. Die volgende oomblik is jy onder in die put. Hoogtepunte en laagtepunte volg mekaar vinnig op. 'n Werklikheid waarmee jy as kind van die Here op die lewenspad kan identifiseer. Die Bybelse Dawid se gemoedstoestand in die psalms is merkwaardig, eerlik, diep en menslik. Dit maak die vensters van sy binneboek vir ons oop. Dit is so opreg, eg uit die hart. Hy beskrywe die voetangels, die situasie waarmee jy vandag worstel. Kom ons gee die wipplank emosies in jou menswees 'n naam. Probleme wat jou oorval, die dood van 'n geliefde, siekte, vrees, ouderdom, bekommernisse oor die toekoms. Dit kan ook op voetsoolvlak teleurstelling en 'n intense hartsteer wees. Dinge wat die vreugde uit jou menswees en lewe steel. In Psalm 27 beleef ons menslike seisoene, gebeure, wat ook jou eie situasie weerspieël. Dawid kom sterk voor mense. Maar wanneer hy met sy God praat, is hy soos 'n klein kindjie wat benoud en met oorgawe voor die Here breek. Jy hoef nie meer voor te gee of jou emosies in toom, jouself in toom te hou nie. Die Here gee aan jou 'n wegkruipplek tot jy weer jouself kan wees. Hy is ons toevlug, daarom moet ons moed hou en by hom skuiling vind. Dit bring vir ons woorde vol troos. Dit kos nie geld nie, net 'n oorgawe aan die Here. En die bonus rustigheid, selfvertroue, want jy's totaal afhanklik van die Here God. In sy swaar kry en krisis belewe Dawid die verbuisterende genade en sorgsaamheid van die Here. Hy leer om op die Here te wag met geloofsvertroue, te wag met moed, te wag in gebed. Hy wag op die Here, soos 'n sonneblom draai hy sy kop na God se genesende son. God wil ook, en hy begeer om 'n invloed op jou lewensdenke en besluite uit te oefen. Hy wil jou aanraak deur sy Heilige Gees. Hy wil jou help en verander. Daar is ook met jou wipplank lewe
'n wonderlike doel. So leer jy wat ware vertroue in die Here beteken. 'n ingrypende en aangrypende tyd vol genade. Groei na die Here Jesus. Hy is jou enigste antwoord op ware lewe. Amen. Here, U ken ons wipplank lewe, ervarings. Nie dat ons U nie lief het nie, nie dat ons nie glo dat U ons help nie. Maar ons is maar net mense. Dankie dat U onder ons inskuif en ons optel en teen U bors druk. Dankie dat U weet, en daarom wag ons op U, en daarom vertrou ons op U, want U sal vir ons sorg. Sien elkeen wat ingeskakel is. Wil U hulle aanraak met U Heilige Gees. Nou, op hierdie oomblik. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die Here seën jou op 'n wonderlike manier. Amen.